Ons het die Efesiër boek gaan ons bietjie by stil staan vanoggend. En daardie boek was geskryf deur Paulus aan jong Christene in die stad destyd van Efese. En eerstens wou Paulus met daardie boek, met daardie brief, wou hy hulle oortuig van hulle Christelike rykdom. Wie is jy as Christen? Wat is jou identiteit as Christen? Die mense het gekom uit 'n rou heidense agtergrond. Hulle het niks ervaring gehad van die Christelike lewe, die Christelike leer, dit wat ons alles inglo nie. En dan sê Paulus, op grond van daardie rykdom wat jy het, wat jy klaar het as Christen, jy hoef dit nie te verdien nie. Op grond daarvan moet jy Christelik lewe. En aan die eerste 2 hoofstukke lys Paulus vir hulle hierdie geestelike rykdom, dat hulle kan besef, joh, wie is ek? Wat maak die feit dat ek as 'n Christen hier inkom by my erediens, wat maak dit van my hier en vir die res van hierdie week? Wat maak dit vir my by die werk, tussen my heidense kollegas, tussen my gesin en familie waarvan soveel nog heidene was? Die werklikheid, die realiteit van daardie mense was gans anders as wat ons onsself kan indink. En dan kom hy uit daarby dat hulle moet strewe na geestelike rykdom. Dis die realiteit wat moet ontstaan. Hulle het daardie rykdom, nou moet hulle optree in ooreenstemming daarvan. Ek moet lewe sodat ek kan sien my lewe kom van my identiteit af, van wat die Here my gegee het. Hulle mikpunt is in Jesus tot geestelike volwassenheid te groei. Ons gaan baie kort stil staan net by 'n paar verse. Ek begin by die eerste vers van die eerste hoofstuk, want dit sit vir ons die tema uiteen. Wat is dit nou wat kom? Efesiërs 1 vers 1. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Paulus kondig vir hulle aan, waaroor gaan dit? Julle lewe as Christene. Dis waar dit gaan uitkom, waar alles na toe uitloop. Hy roep hulle op om te voldoen aan die Here se roeping vir hulle. En daai roeping het begin toe hulle Christene geword het. Dis aan hulle gegee, oorgegee. Dit het hulle niks gekos nie. Dit was deel van hulle deurdat hulle Christene geword het. Hulle identiteit van geestelike rykdom. En hierdie rykdom behels onder andere dat die Here het hulle aangeneem as sy kinders. Hulle is deel van sy volk. As Christen hoef hulle nie te werk om deel te word nie. Hulle is ingesluit. Dis deel van hulle geestelike identiteit. Hulle is verlos van die mag van sonde. Hulle deel in die Here se erfenis. Hulle het die gawe gekry van die Here van 'n besondere lewe as 'n Christen, as 'n geskenk van die Here. Die Here se genade en liefde gaan deel wees van hulle lewe. Dis hulle lot. Hulle het nou hemelse burgerskap. Die rykdom wat hulle gekry het, hulle geestelike identiteit. Maar dit moet uitgeleef word. Dit moet raak gesien word. Dit moet materialiseer. Dit moet by werk en gesin en daardie mense by wie hulle skouers geskuur het, moet dit sigbaar wees. Hierdie man is anders. Hy's nie soos ons nie. Sy's nie soos ons nie. Hulle geestelike rykdom, met ander woorde, moet 'n impak hê op hulle lewens. Hulle is die Here se roeping waardig wanneer hulle geestelike rykdom, geestelike realiteite word in hulle lewens. En dan gaan ons stil staan by 'n paar verse in Efesiërs hoofstuk 4. Ons begin by Efesiërs 4 vers 11. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk om die liggaam van Christus uit te bou. Kom ons begin met die eerste sin. En hy het sommige as apostels, anders as profete, anders as evangeliste en ander as herders en leraars gegee. En hy het gegee, wie is die hy? Hy is Jesus. Jesus self stel hierdie mense aan.
Hulle word aangestel deur Jesus. Die Here help dan vir ons as gelowiges om ons geestelike roeping uit te lewe deur die werk van daai werkers. Daardie werkers het die Here beskik om dan gelowiges toe te rus. En hy het sommige, die woord, hy is dan Jesus self. Die tyd van apostels en profete, broer, suster, as 'n instelling, 'n deel, 'n kantoor of 'n office in Engels van die kerk is lankal verby, die tyd van apostels en profete. Nou bly oor evangeliste. Die taak van 'n evangelis deesdae word meer vervul deur sendelinge. En dan wat vir ons bekend is, die herders en leraars. Predikante, pastore is dan beide herders en leraars. Hulle sorg vir die gemeente geestelik soos 'n skaapwagter vir sy skape sorg. En 'n leraar is iemand wat leer. 'n Leraar is 'n onderwyser. Vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou. Hier kry ons die taak dan van predikante en pastore, die toerusting van lidmate vir hulle dienswerk. Dienswerk in die gemeente, om daar vir lidmate te help om in 'n gemeente konteks, die erediens, gemeenteaktiwiteite, jou plek vol te staan. Wat beteken dit dat jy betrokke is by Bybelstudie? Wat beteken dat jy betrokke is by hierdie bediening, daardie bediening? Oral waar lidmate in gemeenteverband aktiwiteite optree, is die dominee se taak om hulle toe te rus, om te sê en te vra, watter vrae het jy? Hoe voel jy oor jou dienswerk? Wat behels dit van jou? Wat vra dit van jou? Wat eis dit van jou? Hoe verstaan jy dit in terme van jou lewe as 'n Christen? Dienswerk in die gemeente in die eerste instansie, en dan dienswerk in jou lewenswêreld. Hoe tree jy op as 'n Christen? Hoe het jy die Here nodig by die werk? Wat is vir jou moeilik by die werk? Wat sou jy by die werk van die Here verwag? Hoe voel jy oor jou Christenskap by die werk? Hoe voel jy oor jou Christenskap in jou gesin? Dienswerk in jou lewenswêreld. Ons as leraars, pastore en predikante moet lidmate daarvoor toerus, van die kansel af en ook nie van die kansel en by ander geleenthede, Bybelstudie ensovoorts, is ons altyd besig om toe te rus, te bemagtig, te bekwam. Broer, jy kan nie doen wat jy doen vandag as jy nie daarvoor toegerus was. En so is die lewe van 'n Christen een om voor toegerus te word. Ons staan as Christene in ons lewens nooit stil nie. En jou lewe is soos 'n roltrap. Hy gaan op of hy kom af. En daar is gedurig nuwe omstandighede, nuwe eise, nuwe vrae. En dis waar die predikant daarvoor is, om vir jou toe te rus. Dominee, ek was my so en so by daai en daai geleentheid en daar het ek met so en so oor dit gepraat. En ek het gewonder. Ek het al baie lidmate toegerus deur die sosiale media. Dan kom hulle na my toe, dominee, hier's 'n video wat ek gekry het op TikTok of WhatsApp oor iemand wat sê, maar die Bybel sê so en so en so en nie so nie. Dan is daar toerusting aan die gang om vir lidmate te help om te onderskei waar is die waarheid en waar is die leuen. Toerusting. Jou te bekwam dat jy as 'n Christen in jou lewe sterker en sterker staan. Om jou te bekwam om geestelik te groei. Dienswerk in die wêreld, dienswerk in die gemeente. En dan om die liggaam van Christus op te bou, om die gemeentelik geestelik te versterk. Ons versterk mekaar, ek versterk julle deur bemoediging wanneer dit nodig is. By Oom Bouke, waar ek huisbesoek gedoen het, bemoediging. Moeilike tyd, moeilike omstandighede, dan bemoedig ons, versterk ons. Ek is daar om vir jou te help, om vir jou te wys hoe die Here by jou staan en elke dag daar is vir jou.
en toe vir jou vertel hoe die Here by my in my lewe was, waar ek by moeilike tye was, dan versterk ons mekaar. Ek het weer nuwe moed, nuwe energie. Ek het weer 'n nuwe insig in hoe die Here hier by my is, wat ek dit nie raak gesien het. Om die liggaam van Christus op te bou. Ons versterk mekaar deur bemoediging, deur gebed, deur deelname aan gemeentewerk. Die Here doen iets baie misterieus deur net ons samekoms. Ons kom dit nie agter nie. Maar dis deel van wie ek is, my identiteit. Ek is 'n kerkmens, ek is 'n Christenmens. Ek is deel van 'n gemeente. Daardie groepsbehorendheid oefen in effek op ons lewe uit, 'n positiewe een, wat die Here verseker dat dit daar is en dat dit gebeur. Gaan praat met mense wat, sies tog, ek het nou 'n dame in Lime Acres, sies tog, sy's in September verlede jaar is sy hospitaal toe, sy's nou nog daar. Wat in moeilike prosedure sou gewees het vir 'n paar weke, strek na oor maande. Hoekom is jy hier? Hoekom gebeur dit met my dominee? Dan is ek daar, dan is dit my taak om saam met jou te staan, om te probeer soek na antwoorde, en as ons dit nie kry nie, om te berus in die Here. Here, U weet. U weet, U gee nie vir my antwoorde nie, ek berus, U weet, ek berus, U is in beheer. U sal vir my wys, en as U nie vir my so wys, hoekom ek nou al hierdie maande in die hospitaal is nie, dan aanvaar ek dit ook. Dan kom jy ander kant uit, my broer en suster. O, dis 'n heerlike plek. Soveel sterker in jou geloof. Jy kyk terug en jy besef, jy ek het gegroei in my geloof as 'n Christen. Vers 13, tot ons almal kom tot die eenheid in geloof en in die kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Jesus. Dis 'n moeilike vers. Tot ons almal kom tot die eenheid in die geloof. Hoe meer ons hier indrink, hoor die woord van God, wat sê die Bybel, wat sê die Here vir my, ons deel almal in dieselfde boodskap. Daardeur help dit vir ons om in eenheid te kom in terme van wat ons glo. Ons stem saam wat ons glo. Ons verstaan almal wat verkondig word. Ons verstaan die Bybel. Daar is 'n eenheid in geloof waartoe ons kom. As jy nie hier is nie, val dit weg. Dan is daar die voeding van die woord van God, daar die voeding van wat die Here met jou hier doen, dan is dit nie daar nie. En dis 'n wonderlike ding. Dis absoluut een van die wonderlikste dinge vir die predikante, om na 'n preek lidmate na hom toe kom en te sê, dominee, vandag se boodskap het my gepraat, die Here het vir my dit en dit gesê. En dan het ek glad nie oor dit gepreek nie. Glad nie. Maar hoe die Here in Bybelgedeelte vat om by elke persoon se unieke lewe uit te kom en dit daar op 'n unieke manier toe te pas. Dit is absoluut 'n wonderwerk. Dis verstommend. Soms gaan 'n lidmaat weg en hy sê vir my, dominee, weet jy, vandag het daai lied met my gepraat. En so werk die Gees van die Here. Daar is nie reëls en regulasies. Die Here werk net wonderlik. Hy weet wat elkeen van ons nodig het. Hy weet wat elkeen van julle nodig het. Hy weet wat jy dink. Hy weet wat jy gedink het voor jy gekom het. Hy weet wat jy dink oor die week wat voorlê. Alles. En hier kom hy om vir jou 'n boodskap te hê. Ek kry dit nooit reg om te kies waaroor ek gaan preek nie. Hoeveel keer gebeur dit as die Here vir my sê, net op so lang lys van onderwerpe, dan gaan ek maar weer sê die Here, daai een. Dan sê ek, ag nee, ek het gehoop ons kan preek oor daai een. En dan as ek teruggaan en by die huis kom na die tyd en ek kyk, dan sê ek, just like.
Kyk net wat die Here alles deur hierdie woord gesê. Iemand het dit nodig gehad. En so kyk die Here Sondag na Sondag na almal en dis asof die Here vra, wat sal ek nou hierdie Sondag aan my gemeente verkondig van die kansel af, wat die meeste mense nou baie nodig het? Wat kan ek verkondig wat op my verskillende maniere deur die Heilige Gees by elkeen weerklank vind? Dis waarvoor ons hier is, in diens van die Here en beslis in diens van die Heilige Gees. Sodat ons lidmate almal dan saam vashou aan ons geloofsinheid die Bybel, so kom ons daardeur tot eenheid in dit wat ons glo. Ons samekom Sondae en tydens Bybelstudietye bring vir ons noodwendig uit by 'n groter en groter kennis van Jesus en tot 'n volwassenheid. Vers 13, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christen. Wording. 'n Kind groei noodwendig op. Christene groei noodwendig geestelik. Ons merk dit nie als op nie. Dis wanneer ons kom by situasies, dan kan ek sien hoe sterk is my vertroue in die Here. Hoe swak is my vertroue in die Here. Dan kom dit in hierdie week, volgende week, oor 'n maand, skielik, dan kom my lewe uit oor wat gepreek is, wat ek onthou van daardie boodskap. Ons mikpunt is om 'n geestelik volwasse gemeente te word. En sodanige geestelike volwassenheid is dan in ooreenstemming met die geestelike volheid van wat Jesus vir ons gee. Wording, groei. Vers 14, ek haas myself. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Toe ek daai versie lees, toe sien ek die sosiale media. Broer en suster, weet u wat die duiwel aanrig deur die sosiale media in mense se lewens? Video's van lidmate, video's van belydenisskas katkesante by die universiteit, dominee. Hier kry ons die uiteinde, hier kry ons die resultaat, hier kry ons die gevolg van toerusting van gelowiges. Dis die waarom vraag. Hoekom moet ek toegerus word? Die dominee is mos daar. Ek is nie by jou maandag en dinsdag en woensdag en donderdag, vrydag en saterdag nie. O, sekerlik. Jy kan my kontak en ek is daar vir jou. Absoluut. Maar die Here wil jou ook gebruik by waar jy is. Hy plaas vir jou tussen mense wat of nie Christene is nie, of Christene is nie waar hulle moet wees nie. Hy wil jou gebruik. Jy moet groei in kennis. Ek is daar om jou te leer dat jy ander kan leer. Ek is daar om jou te leer sodat jou identiteit versterk word, daar is uitgelewe word en dat dit die getuienis is, jou identiteit, jou gedrag, jou karakter. Die boodskap uitdra van Jesus Christus in jou lewe. Die hedendaagse sosiale media, my broers en susters, het lidmate blootgestel aan sterk winde van dwaalleer. Hoeveel preek het ek nie al gepreek oor daai video's nie? Predikante en pastore werk om lidmate toe te rus sodat hulle nie verwar of ontstel word deur sulke dwaalleer nie. Dat lidmate se geestelike onvolwassenheid of gebrek aan volwassenheid of lidmate se jeugdigheid kan groei tot geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid wat jou nie van struik afbring deur die winde van dwaalleer nie. Jy werk so hard as ouer, my broer en suster, om jou kinders voor te berei vir 'n lewe van sukses en voorspoed. Ek is deel
van jou span. Absoluut deel van jou span van voorbereiding. Vir jou, om jou voor te berei, dat jy jou kinders voor kan berei. Vir jou, om 'n antwoord te hê, vir wanneer jou kind van die universiteit, of waar ook al vir jou skakel en sê, papa, mamma, wat maak ek nou? As jy weet nie, dan bel jy my. Jy stuur vir my 'n WhatsApp. Hoe meer ek jou voorberei, hoe meer is jy in staat om jou kinders voor te berei. Hulle moet eendag hulle kinders voorberei. Ons belê in hulle toekoms. As ek in jou toekoms belê van die kansel af, my broers en susters, dan belê ek outomaties in jou kinders se toekoms. Sekerlik kan jy nie van lidmate verwag om die kennis te hê van 'n predikant nie. Maar broers, ek onthou pa se jare as 'n dominee. Gemeente na gemeente. Dan kom hy huis toe, dan sê hy, joh, skud hy sy kop van verwondering en blydskap. Daai broer ouderling, daai broer diaken, ja, hy ken sy Bybel. Hy ken sy Bybel. Lidmate wat deur jarelange Bybel lees, hulle self tot so 'n groot mate van geestelike volwassenheid opgebou het, dat hulle saam in die dominee staan. Dat hulle in sy wijk werksaam kan wees. Dat in sy wijk meer. Dis hoekom ek hier is, om vir jou as ouderling, vir jou as diaken, vir jou as lidmaat te help, te lei, op te lei, te bekwam, in staat te stel, om meer antwoorde te hê. Meer jou identiteit uit te lewe. Ek staan kortliks stil by 'n finale, 'n laaste gedeelte in die Bybel en wel dan Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Romeine 12 verskaf vir ons 'n belangrike wenk oor hoe geestelik ons kan bly groei. Vers 1, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees. En dan wys Paulus hier vir ons oor die noodsaaklikheid dat gelowiges se lewenstyl nie dieselfde is as ongelowiges nie. Ons lewenstyl bly aan die verander. En word nie aan hierdie werk gelykvormig nie, maar word verander. Daardie verander woord in die Grieks is 'n voortdurende, herhalende aksie. Jy bly verander. En dan die woord verander self is metamorfose, met ander woorde, dis 'n totale verandering. Ons bly grootliks verander. En daardeur moes ek gaan in my lewe om dit vir jou te vertel. Ek vertel nie net vir jou wat staan in die Bybel nie. Deur die Here se wil moes ek eers hierdie goed in die Bybelse vereistes en so baie van hulle moes ek eers uitlewe. 37 jaar daarvan. Sodat ek vir u kan vertel van die verandering. Sodat u kan vertel wat die Here in staat is om met 'n mens se lewe te doen. Nie net iemand wat uitspoor die kus van die lewe nie. 'n Persoon in gewone lewensgang wat die Here net begin werk. Hou op daarmee, begin hiermee. Toe die Heilige Gees in my lewe gekom het, ek het van hom baie gehoor, maar ek het hom nie geken nie. En ek het 'n wonderlike invulling van die Heilige Gees ervaar, my broer en suster. Dit was 'n merkwaardige gebeurtenis. En van daai oomblik af was ek so lus om Bybel te lees, in kerk toe te gaan. Ek kon myself nie hou nie. En om te sing. Daai 3. Om te sing. Blydskap wat ek glad nie verstaan het. Glad nie. Ek was so verstom, dit was amper 'n out of body experience toe dit met my gebeur het. Ek jaag by 'n meisie gekuier, dit gebeur daar. In 'n oogwenk, net so.
toe kom hierdie blydskap oor. En ek moet dit vertel. Ek spring op my skooter, daar gat ek. Van die een kant van Daytona Beach af tot by die ander. Hier's my broer, ek blyk het by hulle gebly in 'n so 'n meentuiskompleks. Gawie, kom. Ons gaan sit op die gemeente, die hele plek het 'n gesamentlike jacuzzi gehad en die ding is aan die gang. Dis winter, so sit daar in die jacuzzi. Ek kan nie ophou praat nie. Die volgende dag toe begin die veranderings. Toe begin en so die Here my teruggebring kerk toe, Bybel toe en hierdie blydskap. En toe sê hy vir my, hou bly weg van daai vriende af. Nie goed vir jou nie. Los hierdie bodybuilding. Excuse me. En so het hy vir my 'n bly mens gemaak. Hy het begin om te werk in my keuses. Verkeerde keuses het die regte keuses geword. Probleme het oplossings gekry. En so deur hierdie 37 jaar, my broers en susters, het die Here van my 'n ander mens gemaak. Die persoon wat ek 37 jaar gelede was 'n totale ander mens. En dis wat ek vir jou gaan sê. En miskien is dit die enigste ding wat ek gaan aan mekaar gaan herhaal wat ek nie gaan sê, verskoon my nie. Gee jou lewe vir die Here en kyk net wat hy doen. Geestelike groei. Geestelike groei. Ons bly verander deur die vernuwing van ons denke. Waar kom dit? Bybel lees. Dan werk die Here met wat ek lees. Kom bring hy uit by waar ek is. Jy lees dit, doen dit. Jy lees dit, daai opinie is verkeerd. O ja, nou sien ek het die verkeerde opinie gehad. Dankie Here. Jy lees dit, doen dit en nie dit nie. O ja, dis 'n beter uitweg. En so vernuwe ons verstand en soos ek die Bybel lees, werk die Heilige Gees om my lewe te vernuwe. Hy vat weg al hierdie dekselse bekommernisse wat ons het. Vrese. Ons word verander sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek sluit af. Hierdie voortdurende totale verandering vind plaas in gelowiges se denke, deur ons denke. Voordat ons die Here se roeping kan uitlewe, moet ons weet wat dit behels. Ek moet tog weet wat my identiteit is. O ja, dis my identiteit. Here, help my om dit uit te lewe. Here, help my om te weet wat U vir my gee. Here, help my dat daai rykdom rente trek in my lewe, soos ek dit lewe. Amen. Hemelse Vader, Here, baie dankie. Dankie dat U vir ons deur U Gees lei om toe te rus. Maar ons rus toe verander om ook toe te rus. Dis 'n proses wat begin by die leraar en die herder. En moet deurwerk van ouer na kinder. Wat deurwerk van ouer na werkplek. Wat deurwerk van ouer na die res van die gesin, deurwerk na kollegas en familielede. En hulle wat ek net gereeld sien. Daardie persoon by die OK waar ek kredieniersware koop. Kom ek agter, ek verander Here, ek word vriendeliker. Ek gee meer om. Daar's net 'n groter warmte in my lewe wat die Heilige Gees vir my gee. Here, dankie vir dit wat U met 'n lewe kan aanvang om dit so te stel. Dankie wat U met 'n lewe kan doen. Dis nie net die lewens van die mense in die Bybel wat ons van lees, soos ou Petrus die visserman nie. Dis my lewe. Help vir ons om ons lewe vir U te gee, want net beter en beter kan gebeur. Dit is wat U woord sê en dis 'n waarborg, want U waarborg, want U is God en U is beheer en U die mag en die liefde en die genade wat dit sal doen en waarvoor Jesus vir ons gesterf het. Dankie Here dat ons dit kan saamvat in ons harte en denke toevou, toesluit, bære, oordenk, herkou. Die week wat kom, die jaar wat voorlê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.